Broeders en susters, hierdie is hoogtepunte in ons lewens en ons is die Here dankbaar. Met jong manne soos hierdie, wat vir die Here lief is, het ons hoop en ons hartlike gelukwensing namens die eerwaarde ouderlingeraad aan u as ouers, wat die kinders tot hier gedra het en nou stap hulle self en neem verantwoordelikheid vir hulle geloofslewe. Geliefdes, die Here praat met ons vandag uit sy woord uit Jesaja hoofstuk 2, ons lees vers 2 tot 6, Jesaja 4. Jesaja 4 is deel van Jesaja 3, maar is die hoogtepunt, wat eindig in Jesaja 4, vers 2 tot 6. Die Here oordeel die hoogmoed van sy volk, maar dis nie die laaste woord nie. Die tema van ons prediking is beskerm deur God se skadu. Dis in die besonder iets wat ons jong lidmate moet saamneem. Te weet, die Here loop 'n pad met jou en jy leef in die beskerming van die Allerhoogste, soos ons gesing het in Psalm 91. Nadat ons saam gelees het, gaan ons saam bid, Jesaja 4 vers 2. In die dag sal die spruit van die Here wees tot sieraad en heerlikheid en die vrug van die land tot hoogheid en versiering vir die vrygeraaktes van Israel. En wie ons Sion oorgebly het en gespaar is in Jerusalem, die sal heilig genoem word. Elkeen wat onder die lewendes opgeskrywe is in Jerusalem. As die Here die onreinheid van die dogters van Sion afgewas en die bloedskulde van Jerusalem daaruit weggespoel het, deur die gees van strafgerig en die gees van uitdelging, dan skep die Here oor elke woonplek van die berg Sion en oor sy plekke van samekoms 'n wolk bedags en rook met glans van vuurvlamme in die nag. Want oor alles wat heerlik is, sal daar 'n beskutting wees. En daar sal 'n afdak wees vir 'n skaduwee bedags teen die hitte en vir 'n skuilplek en toevlug teen die stortbui van die reën. Net tot sover ons skriflesing, mag die Here verheerlik word deur die verkondiging van sy woord. Kom ons bid saam. O driemaal heilige God, Vader, Seun, Heilige Gees, ons buig voor U in aanbidding, wanneer ons as mense broos weens ons sonde en ons geneigtheid om emosioneel te reageer op dit wat die wêreld ons mee versoek, in afhanklikheid na U kom en U vergewe en U kyk met genadige oë na ons en U rus ons toe deur die woord en die Heilige Gees en U stuur ons uit in hierdie wêreld om boodskappers te wees. Nie volmaakte mense nie, maar onvolmaakte mense wat as begenadigdes voluit vir U wil leef. En ons kom na U Here en ons bepleit ons afhanklikheid van U en ons bepleit U krag en U genade en die besonder vir ons lidmate wat in beproewing is en ons is so dankbaar om gesigte vandag hier te sien wat op ons gebedslys is en wat U gespaar het om vandag saam die heilige sakramente kan vier. Ons dank die Here vir die vriendekring en die familiekring wat vandag hier saam is. En dat U ons ook as mense vat net soos ons is, maar ons nie in ons sondes los nie, ons verlos en reinig deur die bloed van ons verlosser Jesus, sodat ons koppe kan optel en die wêreld in die oë kan kyk as mense wie se sonde vergewe is.
en wat vrede in die hart het en met vreugde vir u lewe. Dankie vir die 11 jaar wat u ook in die harte van hierdie manne gewerk het by die verbondsonderrig, tot hulle vandag uiteindelik voor u kan staan en self 'n onderneming maak en 'n belofte maak. En ons gebed is, Here, wil u elkeen van hulle lei op hulle eie unieke pad, en hulle seën. En ons loof u vir die wyse waarop u in hulle harte en lewens werk. Ons dink in die besonder, Here, ook aan ons verbondsgesinne en die ouerpare wat hier betrokke is, en ons loof u vir die genade waarmee u met ons werk. Ons dink aan ons lidmate, Here, wat u hulp en die bystand nodig het, die wat in die hospitaal is, die wat in die week wat voor ons lê, met rou, met begrafnis, en ons vra dat u sal vertroos en u ontferm. Here Jesus, so bid ons, dat u ook hierdie woorde in ons harte sal skryf, dat dit deel sal word van ons manier van dink en optree en praat in die wêreld, en die hoop wat hierdie verse ons gee, dat dit ons eie hoop sal word, omdat ons weet dit kom van u. Here, ontferm u oor ons en wees ons genadig, ons vra dit in Jesus naam, amen. Geliefdes aan ons Here Jesus Christus, ek het 'n boodskap vir elkeen van julle in Afrikaans, maar dan het ons ook Engelse mense vandag hier, so ek gaan my 3 Engelse woorde wat ek ken ook gebruik, so moenie skrik as ek probeer Engels praat nie. Maar dit wat die Here vir ons hier gee, is 'n hoogtepunt waar ons deur die worsteling van vers 3, die oordeel van die Here hoor oor die hoogmoed van sy volk. En dan hoor ons in vers 3 en 4 hoe die Here die huis skoonmaak, hoe ons gereinig word van ons sonde. So hoor in vers 2 van die nuwe eienaar, die spruit van die Here. En dan hoor ons in vers 5 en 6 oor die teenwoordigheid van die Here en sy beskerming soos 'n afdak. Geliefdes, wanneer ons vandag oor die drempel van geloofsbelydenis na die nagmaaltafel stap, is dit 'n groot oomblik, 'n diepe waarheid, 'n plek van selfondersoek, waar ons na onsself en ons eie lewens en ons verhouding met die Here kyk, deur die onsekerheid van ons sondige bestaan na die sekerheid van God se genade. En dis wat Jesaja 4 doen. Dit gee vir ons sekerheid van God se genade, want ons ken die konteks. Die Here praat met sy sondige volk, en hy sluit af in groot genade. Hy gee vir hulle hoop vir die toekoms. Sien in hierdie gedeelte, juist terwyl die volk se lewe soos 'n bouval is, 'n geestelike ruïne, hulle trots, hulle onreg, hulle selfgesentreerde lewens het oordeel oor hulle gebring, en dit hoor ons in hoofstuk 3, kom die Here nou, soos in Jesaja 2, waar hy begin het in vers 1 tot 5, om 'n prentjie van die hemel te gee, nou weer, kom hy in Jesaja 4 vers 2 tot 6, en hy gee vir hulle hierdie bergpiek van God se hoop. Nou een van my gunsteling filmpies wat ek gereeld op YouTube kyk is, wanneer 'n huis gerestoreer word. Wanneer jy sien, het iemand nou 'n bouval gekoop, en dan wys hulle nou hoe hulle in 'n paar minute oor maande lank die huis gerestoreer het, en die tuin skoon gemaak het, en die mure wat amper wou omval afgebreek het, en nuwe mure gebou het, en 'n nuwe dak opgesit het, en die huis geverf het, en is 'n pragtige plek. En dan wys hulle die voor- en die nafotootjies. Nou hier sien ons in hoofstuk 3 die voorfotootjie, en in hoofstuk 4 die nafotootjie van wat die Here doen, wanneer hy sy volk restoreer. En dis 'n boodskap van hoop vir jou en vir my. Ons hoor eers hoe die Here en sê in daardie dag, en dan praat hy van die oordeel, dit wat hy gaan wegneem van sy volk in hoofstuk 3. Maar nou kom hy in hoofstuk 4 en hy praat oor 'n oorblyfsel, dat daar iets gaan oorbly.
wat hy gaan mooi maak. 'n veilige huis, 'n geseënde huis. En voordat hierdie nafotootjie 'n werklikheid kan word, is daar 3 dinge wat moet gebeur. Hy sê in vers 3 en 4, hierdie huis moet skoon gemaak word. Daar moet reiniging plaasvind. Die radikale restaurasie is nie maar net verf die mure nie. Daar moet uitgepluk word al die onkruid. Daar moet afgebreek word die mure wat in bouval is. Ons sonde en ons ongeregtigheid staan tussen ons en die Here. Een vertaling stel dit, wanneer die Here die onreinheid van die dogters van Sion afgewas het en die bloedspore van Jerusalem uit haar midde weggespoel het, deur die gees van reg, deur die gees van verwydering. Die Heilige Gees word hier beskryf, soos wat die Here Jesus vir ons leer in Johannes. Dis die Heilige Gees wat oortuig van sonde, van geregtigheid, en van oordeel. Voordat die mooi daar kan wees, moet ons weet, God neem hierdie skrikwekkende, hierdie skokkende proses van reiniging in ons eie lewens, hierdie louteringsproses, wanneer die Heilige Gees hier genoem word, dit is die gees van uitdelging, sê vers 4, die gees van strafgerig, wat ons louter soos metaal. Die doel waarom metaal gelouter word, is nie om die goud te vernietig nie, maar om die goud te suiwer. Dit moet jy weet as jong lidmaat. Die Here gebruik soms beproewende omstandighede. Wanneer daar dinge gebeur wat vir jou swaar is om te hanteer en te verwerk in jou lewe. Wanneer verhoudinge skeefloop. Wanneer jy jou werk verloor. Wanneer jy siek word. Wanneer jy 'n diagnose kry wat jou moedeloos maak. Wanneer jy die toets dop, is dan juis wanneer die Here sê, hierdie is nie die einde van die pad. Hierdie is deel van die louteringsproses, sodat ek jou geloof kan suiwer, sodat ek jou nader kan trek. Wanneer ons nou by die tafel aansit, moet ons weet, dit is wat die Here ook doen. Hy maak ons pynlik bewus van ons sonde, sodat ons na die Here ons toevlug kan neem en die Heilige Gees ons ook, wanneer ons vergifnis vra, ons die sekerheid van vergifnis kan gee, dat ons sondaar mense as begenadigdes by hierdie tafel kan aansit. Hy praat van 'n oorblyfsel wat heilig genoem sal word. Ons is nie skaam om lidmate van die kerk heiliges te noem nie. Nie omdat dit volmaakte mense is nie, maar mense wat deur die heilige God vergewe word. Sodat wanneer God na hulle kyk, hy nie sonde sien nie, maar die bloed van Jesus wat hulle was. Hulle skoonmaak. Tweedens sien ons, in vers 2 word daar genoem, wie is die nuwe trotse eienaar van hierdie bouval van 'n eiendom wat hy gekoop het, wat jou en my lewens is. En hy word hier genoem in vers 2, die spruit van die Here. En dis 'n tema wat baie voorkom in Jesaja. Sien uiteindelik in Jesaja 11 word hy genoem die spruit van Isaai, Dawid se pa. Die belofte wat aan Dawid gemaak is in 2 Samuel 7, dat daar altyd iemand uit sy nageslag op die troon sal wees, het in Jesus Christus waar geword. Hy is die spruit van die Here van vers 2. 'n sieraad en 'n heerlikheid, 'n vrug van die land en hoogheid en versiering van die vrygeraaktes van Israel. Vir hulle self was dit iets besonders dat die Here hulle teruggebring het uit ballingskap uit, jare later. Vir ons as Christene is dit 'n boodskap van hoop om te weet, ons het 'n Messias. Uit die dooie stomp van Israel, van die Dawids huis soos koning Agas, wat die genade en die teken van die Here verwerp in Jesaja 7, kom die Here opnuut in Christus. Skenk hy ons genade. Wanneer ons die nagmaal vier, sien ons die sieraad en die heerlikheid van die Here, wanneer hy kom om ons geloof te versterk. Ons gereed te maak vir die pad wat ons moet loop. In vers 5 en 6 hoor ons dan dat die Here vir jou vorentoe saamgee beskerming, en hy roep die beeld op van die Israeliete in Eksodus 13,
waar hulle uittrek in die woestyn, en in die dag het die Here 'n wolk gegee, wat sy skaduwee oor hulle gehou het, sodat die woestynson hulle nie brand, hulle nie verder kan gaan nie. En waar hulle in die nag moes trek, het die Here 'n vuurkolom gestuur, wat vir hulle lig gee. En die beeld hier is duidelik, dit is die beskerming van die Here. En wanneer jy op 'n plek kom waar jy onveilig voel, wanneer jy onseker is oor die toekoms en wonder, maar wat nou? Here, ek weet nie nou hoe vorentoe nie. Weet, die Here is jou wolkkolom wat jou beskerm. Jy is sy kind. Hy het jou in genade verlos. So hoor hoe die Here dit hier stel in vers 6, dan skep die Here oor elke woonplek van die berg van Sion, en oor sy plekke van samekoms 'n wolk bedags, en rook van glans van vuurvlamme in die nag. Nou luister mooi, hulle is nie meer in die woestyn nie, hulle is nou hier op die berg van die Here, die berg Sion, nie die berg Sinai nie. En wanneer hy praat oor die plekke van samekoms, dan beteken dit in vandag se tyd die kerk. Hierdie is die oase waar jy in die woestyn moet gaan skool gaan en werk en studeer en probeer om al die probleme te bowe te kom. Is hierdie die plek van seën waar die Here jou batterye herlaai, waar hy vir jou krag gee. Ek dink altyd aan die prentjie van die klomp Vikings wat daar om die tafel sit. En elkeen spog met sy littekens, hulle het my hier gesny en ek het daar, en ons gooi bietjie wyn op die wonde, laat dit beter kan word, en ons praat met mekaar en sê, ja nee, dankie toe ek nou daai ou my kop wou afkap, het jy my gehelp. Nou broers en susters, dit is julle wat om die tafel sit saam met hierdie jong mense. Julle is veterane, oorlogsveterane in julle stryd teen die sonde. En julle kan vir hierdie jong manne die littekens wys, hier het ek 'n versoeking gehad en ek het geval, maar die Here het my opgetel, daar is genade, hou moed. En is om hierdie tafel van die Here wat ons vandag opnuut mekaar kan moed inpraat vir die week se stryd wat voorlê en vir die lewe voor se stryd wat voorlê. En die Here self kom vandag opnuut na jou en sê, hy is die een wat, soos hy die volk beskerm het met 'n wolk en 'n vuurkolom, is hy vers 6 die afdak. Wat keer laat die jaal nie duike in jou kop slaan, of die hitte jou doodbrand nie. Hy is die een wat sy hand oor jou hou, Psalm 91, soos 'n hen haar kuikens beskerm. En dis iets besonders as die Here daardie beeld gebruik, want wat word van die moedertjie? Die moeder vat die houe van die haal wat val en die son wat brand, terwyl haar kuikens veilig is. Die Here Jesus aan die kruis het die volle toorn van die Vader gedra op ons sonde skuld. Hy het gesterf, sodat ek en jy kan lewe in sy beskerming. Dis hoe kosbaar jy is in sy oë, dat hy bereid is om 'n kruis te gebruik, sodat jy in sy beskerming elke dag kan leef. Hierdie sekuriteit word gewaarborg by die tafel van die Here, wanneer jy daardie beker neem, en jy weet, die bloed van Jesus het vir my gevloei, en daardie broodjie met die wete sy liggaam. Na sy mensheid het hy alle pyn wat menslik moontlik is beleef, sodat ek 'n gerestoreerde huis kan wees, 'n beskermde kind van die Here. Vat hierdie vandag saam. Jy word beskerm deur die skaduwee van die Allerhoogste. Kom elke keer na die tafel van die Here, dat hy jou vuilheid in jou lewe kan afwas deur die bloed van Jesus. Want dis wat hy doen, sê vers 3 en 4. Dis nodig en dis belangrik. Elke dag, maar in die besonder hier, waar die heilige sakrament geniet word. Nommer 2, mag jy leef met die skoonheid van hierdie spruit van die Here, ons Jesus Christus, die beeldskone Messias, wat mens geword het terwille van jou, en hier op aarde 'n pad kom loop het, sodat jy verlos kan word. En nommer 3, onthou,
Jy is in sy hand. Jy word deur hom beskerm. Niks kan jou uit sy hand uitdruk nie. Hy is die afdak. Dit keer dat jy vernietig word deur hierdie lewe. We see in this passage, the Lord God must first purge the corruption, the filth of his people. Through the inevitable process of judgment, the spirit of judgment and the spirit of burning cleanses them, leaving behind only a small remnant of God, and it's called the splendor of leftovers in the English translation. And that's who we are as believers. We are the splendor of leftovers, receiving the glory and pride not from our own works, but by Jesus Christ, the branch of the Lord. Consequently, we are restored as a community. We receive the ultimate security in the communion. God established his glorious presence over his people, covering them, a booth protecting them from the heat, the storms, the rain, fulfilling his promise of eternal refuge. Mag ons vandag by hierdie nagmaalstafel met blydskap uitroep: Groot is die Heilige van Israel. Die Here ons God is met ons. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons is sondaar mense, maar ons kom na U in afhanklikheid. U maak ons skoon en gereed, dat ons by die tafel kan aansit ten spyte van. Here, ontferm U nou oor ons in Jesus naam. Amen. Geliefdes in die Here Jesus het self die nagmaal ingestel, 1 Korintiërs 11, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waaraan hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê: Neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met hierdie woorde: hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Die nagmaal is in wese 'n verbondsmaaltyd. Hier word die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens weer bevestig. Die nagmaal is ook 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling gesê: doen dit tot my gedagtenis. By die gebruik van die brood en die wyn roep die gemeente om die hele lydensweg van Jesus voor die Gees, hoe hy sy lewe gegee het, hoe hy die lydensbeker leeg gedrink het, hoe hy van God verlate was en uitgeroep het: my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit deur God verlaat sou word nie. En hoe hy soos 'n koringkorrel in die grond geval en gesterf het. Die nagmaal is 'n waarborg. So seker as wat hierdie brood voor ons oë gebreek word en hierdie beker aan ons gegee word en ons dit met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, aan sy sterwe en sy opstanding. Hierdeur waarborg hy sy soenverdienste vir ons so volledig, asof ons self voor God gestaan het, die straf op die sonde gedra het, daarvoor gesterf en opgestaan het en self ons geregtigheid voor God verwerf het. Christus sê immers: dit is my liggaam en dit is my bloed. Die sekerheid wat hierdie waarborg ons gee, is nie gegrond op ons eie gevoelens of stemminge nie, maar op die tekens uit die hand van die Here. Dit is in die Here self gevestig. Die nagmaal is 'n gemeenskapsmaaltyd. In die nagmaal vier die gemeente ons gemeenskap met die Here Jesus en met mekaar. Die nagmaal verbind ons met sy dood en help ons om in gemeenskap met hom te lewe. Deur die Heilige Gees is die lewende Christus in hierdie nagmaal by ons teenwoordig. Verder word ons ook deur die Gees met mekaar as lede van een liggaam in liefde saam verbind.
1 Korinte 10:17, omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. In die nagmaal verkondig ons toekomsverwagting. Ons het in die feesmaal die versekering dat die Here Jesus een met ons is. Tog sien ons ook as bruidskerk uit na sy wederkoms en verkondig die dood van die Here totdat hy weer kom. In die nagmaal vier die gemeente as bruid van Christus, verlang die gemeente as bruid van Christus na die bruilofsmaaltyd van die Lam. Die nagmaal is 'n vreugdefees. In die nagmaal spreek die tekens van brood en wyn wel van die lyding en sterwe van Christus, nogtans staan die nagmaalviering nie in die teken van rou en droefheid nie. Dit is 'n vreugdefees, want die Heiland bevestig hier op besondere wyse die vrugte van sy lyding, sterwe en opstanding aan sy gemeente. Ten slotte is die nagmaal 'n dankbaarheidsmaaltyd. By die gebruik van die tekens dank ons Christus met ons hele wese. Dit is ook ons ernstige voorneme om uit dankbaarheid ons lewens opnuut aan God te wy. Ons doen dit met 'n opregte liefde vir die Here en vir sy kerk. Christus het ons beveel om die nagmaal te vier. Wanneer ons dit doen, verseker die Heilige Gees ons van twee waarhede. Jesus het vir ons sondes gesterf, en in geloof word ons so met hom verenig as hy van self alles gelei en self die skuld voor God betaal het. Verder voed God deur Christus en deur die nagmaal ons siele vir die ewige lewe. Geliefdes, aangesien ons begeer om die seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen homself vooraf eerlik sal ondersoek, sodat hy nie 'n oordeel oor homself eet of drink nie. Ons word opgeroep om ernstig na te dink oor alle sondes wat ons met woorde, met gedagtes of met dade gedoen het. Daar is ook sondes van versuim, waar ons nagelaat het om die wil van die Here te doen. Hierdie selfondersoek bring ons tot 'n opregte berou voor die Here. Ons moet opreg glo dat al ons sondes wat nog teen ons sin en ons oorgebly het, deur die reiniging en soenverdienste van ons Here Jesus bedek word. Ons moet ons ernstig voorneem om voortaan ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys en ware liefde teenoor hom en ons naaste. Mag daarby ons 'n ernstige begeerte wees dat die Here ons geloof in hierdie nagmaal sal versterk. Mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus, deur sy Heilige Gees, ons daartoe help. Terwyl die tafel nou in gereedheid gebring word, sing ons gesang 126 vers 2, net vers 2. Aan die tafel van die Here aan te sit. Daar is ook besoekers wat van die ouderlinge raad goedkeuring gevra het en dit ontvang het om saam die heilige sakrament met ons te gebruik. Ons bedien nie die sakrament aan kinders nie. Jy het gehoor in die formulier dat die nagmaal gebruik word tot versterking van geloof. Jy moet eers jou geloof in die openbaar bely. Dit is wat hierdie 3 manne gedoen het, voordat hulle kan aansit by die tafel ter geloofsversterking. Ons gaan die teken van die brood uitdeel. Hier sit met die broodjie in die hand. En nadat ek die teken ingestel het, gaan ons dit saam gebruik. En ons gaan dieselfde uiteindelik doen met die teken van die kelkies en die wyn. Geliefdes, jy kan staan, dat ons geloof in God die enig bely en elkeen spreek in sy en haar hart, soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het.
Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Onse Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Baie dankie, kan sit. Ek herinner u na die uitspreek van die seën nadat ons die slotsang gesing het en die seënbede ontvang het, dat jy 'n oomblik bly sit vir ons bidstonde. Goed. Ja. Ek sê, dat ons eers die kollekte opneem. Vader in die hemel, ons bring die gawes na U om dit aan U te wy. Ons bid dat U dit seën, dat dit dien tot die bou van die koninkryk en die verheerliking van die naam. Amen. Geliefdes, na die lofsang wat ons nou sing, of die dankgelied, gaan ons die seën uitspreek en dan gaan jy 'n oomblik bly sit. Jy gaan voormiddagete by die huis wees, hou moed. Jy het uitgehou tot hier toe, so ons is dankbaar dat ons nog hierdie wonderlike geleentheid het om die Here te loof met ons lied. Ons gaan al 3 verse sing van hierdie lied met die pragtige melodie. Lei ons Here groot en magtig, U alleen ons hulp en krag. As die nag se kleed ons sluier, bly ons steeds U heil verwag. O bevryder, U die God van ons behoud. U die God van ons behoud. En wat daarop volg ook vers 2 en 3, kom ons staan en loof die Here. Lei ons Here groot en magtig, U alleen ons hulp en krag. As die nag se kleed ons sluier, bly ons steeds U heil verwag. Ons bevryder, die God van ons behoud, die God van ons behoud. Lei ons Here groot en magtig, U alleen ons hulp en steun. As die toekoms ons bekommer, sal die Here ons besteun. Ons beskermer, die God wat ons behoud, die God wat ons behoud. Lei ons Here groot en magtig, U alleen ons sorg en steun. As die donker ons afsluier, vind ons rus by U alleen. Ons bewaker, die God wat ons bewaak, die God wat ons bewaak. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Aan hom nou wat magtig is om julle verstruikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit
krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Amen.